Goeiemôre van my kant af. Ekskuus tog, dit is so lekker om saam met jou te kuier net weer. Altyd vir my voorreg om met jou die woord te bedien. Ons is besig met, soos jy gehoor het, ons reeks filters. En ek wil sommer so met die deur in die huis val, soos die ou mense gesê het, rondom dit wat ons wil deel. So, alhoewel hy net verlede week bietjie gekuier onder die onderwerp, wat ek dink baie belangrik is, as jy dalk dit gemis het, dat ons is heilig is. Die hele gedagte van ons is heilig. Nou kan ek gou vra, al die heiliges, steek gou jou hande op. Jy weet, dan behoort jy jou hand op te steek. Hoekom? Want ons is nie omdat ons so great is nie, maar omdat ons in Christus Jesus is. As jy jou lewe vir Christus gegee het, is jy verseker deel daarvan. En so ons gaan vanoggend aan, waar ons praat ook oor die gedagte, as jy dan praat oor filters, is dit uiteindelik om 'n lewe van lewe in oorvloed te leef. Ons lewe in oorvloed, 'n lewe vol van kleur uiteindelik. Dis wat ons van praat, en Pierre het nou al soveel gesê net vanoggend rondom daai onderwerp, dat ons regtig in Christus net so die volheid van ons lewe kan beleef in elke area van ons lewe. Nou, ek wil jou sommer so net so, soos hulle sê, heads up gee in terme van dit wat ons oor gaan praat. So ek gaan vanoggend baie prakties wees, net in terme van ons persoonlike lewe, dat die Here wil hê ons moet voorspoedig wees en lekker lewe in sy volheid, in die volle wese van wie ons is. En so ons ken die gedeelte, baie bekende gedeelte, wat Jesus kom sê, en dan in Johannes 10 vers 10, en ek gryp altyd daarna, as ons praat van 'n lewe, wat hy sê, hy het gekom, sodat ons 'n lewe en lewe in oorvloed kan beleef. So ek sê altyd, ek lees uit die Bybel uit, ek het my iPad nie, maar ek kan jou verseker, baie mense sê, maar hoekom gebruik jy nie jou fisiese Bybel nie? Wel, ek het baie meer vertalings hier op my iPad, maar ons lewe, en dis wat hy sê, ons lewe 'n lewe van oorvloed, en is sy gedagte en sy begeerte vir ons. En ek dink vir die eerste vertrekpunt wat jy moet vanoggend verstaan, dat God wil hê dat jy so sal lewe, 'n kleurvolle lewe sal lewe uiteindelik. En 'n lewe in oorvloed, met ander woorde wat ons sê, wat ons net altyd die ewewig moet regtrek, 'n lewe van oorvloed is nie om met ander woorde sonder pyn te wees nie, of sonder uitdagings te wees in ons lewe nie. Dit sal ons altyd hê. Maar te midde van dit, en die Bybel is vol daarvan, te midde van die uitdagings van ons lewe, kan ons uiteindelik wat ek wil noem 'n vervulde lewe leef, 'n vervulde lewe. Ek sê altyd daar's 'n verskil tussen gelukkig wees en vervulling in my lewe. Ek sou vanoggend gelukkig gewees het as die Bulle gewen het gister. Alright, so, maar dit sou net so rukkie gehou het, so ek het al klaar vergeet van hoe swak hulle gister, maar anyway, gespeel het. En so om 'n lewe van oorvloed te lewe is nie sonder uitdagings nie. Luister hierna. Dit is 'n lewe wat oorloop van heelheid, van betekenis, van vreugde, van geestelike vitality, geestelike lewenslus en oorvloed van goeie verhoudinge. Baie belangrik, as ek 'n lewe van oorvloed wil leef, is dit 'n lewe van goeie verhoudinge, 'n lewe vol van kleur te leef uiteindelik. Maar tog leef mense vanuit hierdie oorlewingsingesteldheid. Ek moet dit net maak, jy weet, as ek dit net kan maak deur die maand, of as ek net deur hierdie week kan kom, en ons sien dit baie keer op sosiale media, as ouens bietjie praat oor hoe kort 'n naweek geword het. Jy kan nie glo nie, dit voel soos die een ou sê nou dag, hy sê naweke voel nou soos 'n etebreek in die middag. So kort is naweke, as ek net tot by die naweek kan kom, as ek net deur hierdie ding kan kom, en ons vergeet om lewens van vervulling te leef, te midde van die feit dat ons natuurlik goed het om te doen in die week en in ons lewens, net rondom dit. So ons beleef baie keer dit in terme van ons lewe. Nou, Efesiërs 4, Paulus kom skryf, dan verwys hy na die wat ek noem die vyfvoudige bediening wat hy dan van praat. In Efesiërs 4 dan sê hy, daar's apostels, daar's herders, daar's profete, daar's evangeliste, en so meer. Dan sê hy om die heiliges toe te rus. Ons het nou bepaal wie se heiliges. Ons is almal heiliges omdat ons in Christus is, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. Maar dan kom hy in vers 13, dan sê hy, en ek gaan dit vir jou in Engels lees, die Engels beskryf dit so mooi, hy sê, until we're all moving in sync and easily with each other, efficient and graceful in response to God's Son, fully mature adults, fully developed within and without,
fully alive in Christ. Dis wat ons wil sien gebeur en ek hoop jy kan vanoggend hoor wat ek sê en wanneer jy uitstap en sê ek weet daai lewe van lewe in oorvloed is ook vir my beskore en ek gaan iets doen daaraan en ek wil prakties raak met jou vanoggend met betrekking tot dit. Een van die vroeë geestelike vaders, Saint Irenaeus het gesê, hy sê the glory of God is man fully alive. The glory of God is man fully alive. En toe ek nou daai aanhaling weer raak sien, toe dink ek gaan nou sommer vir jou 'n paar ander goed ook gee wat vir my oulik was in terme van hierdie lewe en lewe in oorvloed. Daar's 'n man met die naam van Henry Thoreau, hy het gesê, hy sê many men lead lives of quiet desperation and go to their grave with their songs still in them. Hulle sê die begrafplaas is die rykste plek op aarde. Daar lê so baie liede wat nie geskryf is nie, so baie gedigte wat nie geskryf is nie, soveel goeie dinge wat nie gedoen is nie. In terme van dit, Benjamin Franklin het gesê, many men die at 25 and aren't buried until they are 75. Okay? En dan so enetjie tong in die kies vir my wat ek van hou. Hy sê, some people are only alive because it's illegal to shoot them. En dan as jy hierdie ene kan uit vir my sê, waar kom hierdie ene vandaan? Every man dies, not every man ever really lives. Wie wil 'n kans vat? Braveheart. Tarzan, zoiets. Maar anyway, so Braveheart, kom hy Braveheart uit. So maar dis my gedagte vanoggend, dat jy sal weet, ek kan hierdie lewe van lewe in oorvloed kan leef in terme van dit. So, vanoggend wil ek jou help om te sien dat wanneer jy in die spieël kyk, is jy meer as wat jy in die spieël sien. En ek gaan dit vir jou so 'n bietjie, soos hulle sê, unpack vanoggend. Ons is eerste gees, ons het 'n siel en ons woon in 'n liggaam. Ons is eerste gees, ons het 'n siel, ons woon in 'n liggaam. Met ander woorde, die mens bestaan uit hierdie driedimensionele wese wat ons is. So God is die initieerder van kommunikasie en verhouding. Hy het ons so gemaak. En hy het die mens ontwerp met die vermoë om te kan kommunikeer. Dis wat vir jou die lisensie gee om hier op aarde te wees. En hy sê, ons het ook daardeur die vermoë om met mekaar, Godse mense, in verhouding te staan en dan te kommunikeer. En ons liggame is vir ons gegee met die vermoë om betrokke te wees, as jy nie geweet het nie, in hierdie fisiese wêreld waarin ons leef. En ek herinner myself altyd, as toe Adam en Eva in die tuin was, en hulle word verlei, ons sê altyd, hulle was verlei deur die slang. Dis ook nie die waarheid nie, want jy sien die duiwel, hulle was verlei deur die duiwel, maar omdat die duiwel nie 'n fisiese liggaam het nie, het hy nie die reg om hier te wees nie. Hy het nie 'n reg want hy het nie 'n fisiese liggaam nie. Die Bybel sê, Jesus het, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. God het 'n plan gehad van die begin af. Dis hoekom hy deur 'n slang moes werk, want hy het nie 'n fisiese liggaam nie. So die mens se liggaam, gees, siel en liggaam is onderskeidbaar, maar natuurlik kan jy dit nie skei van mekaar nie. Dis net so 'n bietjie van wie jy is uiteindelik. Maar nou hier is die goeie nuus. As jy gaan kyk na die skepping, dan sien jy dat God het, as jy nou die skepingsverhaal gaan lees, dan lees jy onder andere, God spreek die uitspansel aan, met ander woorde, alles wat in die lug beweeg, die voëls wat vlieg, en so meer, dan spreek hy die uitspansel aan, dan sê hy, laat die uitspansel lewende wesens voortbring, en dis hoekom 'n voël vlieg in die lug. Want hy het die uitspansel aangespreek, en toe dink ek, arme volstruis. Hy was nou nie deel van daai pakkie heeltemal gewees nie. Maar en toe hy die visse in die see maak en alles wat in die water leef, toe spreek hy die water aan. Hy sê laat die water voortbring lewende wesens, en dis hoekom daar visse is. En toe hy die diere maak, toe spreek hy die aarde aan, die stof aan, om lewende wesens voort te bring, en dis hoekom renoster en olifant en bobbejaan en die ouens daar is. Dis wat hy sê. Maar nou, hier's die goeie nuus. Toe hy vir my en jou maak, toe spreek hy nie een van hierdie fasette aan nie. Toe hy my en jou maak, toe spreek hy homself aan. Die baie bekende Genesis 1 vers 26, waar God gesê het, laat ons, Vader, Seun en Heilige Gees, mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En dan sê hy, en laat hulle heers. En dis natuurlik wat Adam en Eva verloor het, en ek gaan nou ietsie net daaroor sê.
So dis wat hy kom sê het. So hy spreek homself aan en vandag staan ek en sit ek en jy hier in terme van na die beeld van God geskape. Nou daar's 'n storieetjie wat ek toe raak lees van die dogtertjie wat na haar pa toe gaan en sê, pa, waar kom ons vandaan? Die pa sê, nee, daar was nou Adam en Eva, die eerste mense. Hulle het kinders gehad en toe het hulle kinders gehad en vandag is ons hier. Nou gaan sy na haar ma toe, sê, ma, waar kom mense vandaan? Waar kom ons vandaan? Hy sê, nee, sy ma sê, nee, ons kom van Bobbejane af. En as gevolg van die evolusie het hierdie goed nou gebeur en vandag sit ons hier. Sy gaan terug na haar pa toe en sê, pa het vir my gejok oor waar ons vandaan kom. Ma sê, ons kom van Bobbejane af. En die pa sê, jong, jou ma het van haar deel van die familie gepraat. Ek het deel van ons familie gepraat. So net in terme van evolusie, dit kan nie werk nie. So ons as geestelike wesens is ontwerp in om verhouding met God wat gees is uiteindelik te kan staan. En die punt wat ek wil maak is dat jy vanoggend sal besef, as ons vervulling of 'n kleurvolle lewe wil leef in ons lewe, het ons nodig om vanuit ons gees dimensie te leef. En wanneer ek dan verwys na filters, as dis die filter wat ek vanoggend wil gebruik, waardeur jy die res van jou lewe sal sien. Met ander woorde, ek leef vanuit my geesdimensie. Luister hierna, in terme van filters. In 'n wêreld vol eindelose inligting en eise, tree filters op as jou persoonlike wagte, dis soos hierdie guardrails wanneer jy oor 'n brug ry, as jou persoonlike wagte om seker te maak dat net dit wat regtig saak maak, tot jou binneruimte deurdring. Dis wat ons geesmens is. So vir my vertrekpunt vanoggend wil ek jou help om te sê dis nodig dat jou geesmens lewendig sal wees. Want anderster gaan niks anderster in jou lewe lekker werk nie. Jy gaan nie vervulling kan beleef nie. Salomo kom skryf in Spreuke 4, dan skryf hy die volgende baie bekende gedeelte. Hy sê bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Met ander woorde, hier wat hy praat van my hart, hy sê, my geesmens, my geesmens moet lewendig word, en dis wat ek gedoen het, deur geloof in Jesus Christus, en dit wat hy vir my in die kruis gedoen het my geesmens lewendig geword, en nou kan ek vir die eerste keer volledig mens wees, soos wat God my gemaak het, na die beeld van God. Dis hoekom ek baie keer sê vir mense dat as jy iemand het in jou binnekring, in jou dampkring of in jou werksomgewing of waar ook al dit is en hulle het nie wedergeboorte beleef nie, moet jy weet jy werk met daai persoon net vanuit sy sielsdimensie en vanuit sy liggaamlike vleeslike dimensie. Want sy geesmens is nog nie lewendig nie. Dis hoekom ons so graag wil hê dat mense hulle harte vir die Here moet gee, want hoekom dan leef hulle volledig mens wees. Romeine 1 vers 17, dan kom Paulus net om dit te bevestig. Dan skryf hy sê, want die geregtigheid, dis maar net 'n moeilike Afrikaanse woord wat praat van my verhouding met God, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige, hulle wat in verhouding met God staan, sal uit die geloof lewe. Dis wie ons is, met ander woorde my vertrekpunt om volledig mens te wees, leef ek uit my geesmens. Maar nou is daar ook, en dis waar ek wil prakties raak vanoggend met jou, nou leef ek ook vanuit my sielsdimensie. Nou jou sielsdimensie, hoe dit ek altyd dit beskryf, is hierdie stukkie tussen jou ore. Met ander woorde, dit gee vir jou wil, jou intellek en jou emosie. As jy mooi luister, wil, intellek, emosie, W-I-E, dis wie jy is. Dit gee vir jou persoonlikheid, dit gee vir jou daai persoonlikheid dat mense daarom net met jou wil saamleef. Maar dit vloei nog steeds vanuit my geesmensheid, kan ek hier kom 'n stuk oorwinning beleef in terme van dit. Want weer eens, as mense nie wedergeboorte beleef het nie, is dit moeilik, want nou leef hulle net vanuit hulle eie siening van die lewe. Hulle het nie Christus en die Heilige Gees binne hulle wat hulle lei elke dag in daai opsig nie. Dis wat dit vir ons so moeilik maak. Nou ons siel bestaan uit, soos ek gesê het, wil, intellek en emosies en dis wat ek kan beleef. So God het vir ons emosie gegee onder andere. Met ander woorde, hy het vir ons die vermoë gegee, want hoekom ons kan in hierdie vlees wêreld van ons lewe, ons het hierdie lisensie wat ons het om in hierdie wêreld te lewe, in hierdie fisiese wêreld te lewe. En nou gee hy vir ons, en hy het vir ons die vermoë om hartseer te wees, hy het vir ons die vermoë gegee om bly te wees, en dis wat ons beleef in ons emosionele dimensie.
Hy het ook vir ons die vermoë gegee om goed van kwaad te onderskei in jou sielsdimensie. Baie interessant. So met ander woorde, ek het die vermoë om keuses te maak in my lewe. En weer eens net bietjie prakties. Hulle sê die lewe gebeur met jou wanneer jy keuses maak. Ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar juis vanoggend, niemand het dalk 'n 9 mm teen jou kop gedruk en gesê jy moet nou kerk toe gaan nie. Dis iets wat jy is 'n keuse wat jy gemaak het. Ons is die som totaal van ons keuses. Die vrou of man wat langs jou sit, dis jou keuse. Jy kon nie jou kinders gekies het in die persoonlikheid wat hulle het nie. Ek het partykeer gedink ek wil graag dit gedoen het. Maar dis 'n keuse wat ek uitoefen. En ek wil vir jou net so 1 of 2 goed gee wat jou help met jou keuses. Want Paulus kom skryf, wanneer ek dan nou my geesmens lewendig is, leef ek met doel op hierdie aarde. There's purpose in my life. En Paulus kom skryf, as hy hieroor skryf, in een van die parafrases sê die volgende, hy sê die volgende in 1 Korintiërs 10, dan sê hy, alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. En hier is hoekom dit belangrik is uit jou sielsdimensie uit, dat jy die regte keuses oor jou lewe sal maak. Met ander woorde, hy sê, alles is my geoorloof. Daai woordjie alles beteken alles. Jy kan kies om 'n buiteegtelike verhouding te begin. Dit is so eenvoudig soos dit. Jy kan alles doen. Maar hoekom doen ek dit nie? Want dit gaan nie goed wees vir my nie. Dit gaan my seermaak. Dit gaan my kinders verongeluk. En so kan ek aangaan met daai gedagte. En so is daar 'n klomp goed in ons lewe. Ek kan besluit, hierdie 120 bordjie wat daar op die highway staan, is net 'n good suggestion, nê. En my kar is tot baie meer in staat as dit, so ek vlieg hom hier verby. Daar gaan resultate wees op die keuse wat jy maak. Iemand gaan agter 'n brug uitspring. En dan gaan jy daai keuse wat jy gemaak het, moet natuurlik handhaaf. Hier's vir jou 1 of 2 gedagtes. As ons praat van keuses, nommer 1 is, wanneer ek 'n keuse maak, vra ek die vraag af, lei dit tot vryheid of lei dit tot slawerny? Gaan hierdie ding my vasmaak in my lewe? En daar's 'n klomp goed wat ek dink in jou kop aangaan oor wat ons kan sê net rondom dit. Die tweede een is, skep dit skuldgevoelens of kan ek God daardeur verheerlik? Net 'n gedagte, hoe maak ek 'n keuse? Want jy sien, as ons oor keuses praat, is dit nie so eenvoudig as wat ek toe ek onthou op hoërskool was die ergste wat met mense kon gebeur het. En ek het nou daar in die Wes-Transvaal skool gegaan, so daar het baie goed. Ons het altyd gesê die skole in die stad. Kyk, daar's 'n klomp willeseuns. Hulle gaan nie een hemel toe nie. Alright, dis wat ons gevoel het daar in die platteland. Want die ergste wat ek beleef het, is wanneer die onderwysers die ouens wat rook agter die sentrums gevang het. Ek het min of meer 'n duidelike lyn gehad. Okay, rook is nie een van daai nie. Okay, rook is nie 'n keuse wat ek wil maak nie. Die ander ding was, ek was groot geword dat dit is 'n sonde om denims te dra. Maar anyway, my ouma draai na graf om, maar anyway, ek het so groot geword. Jy mag nie fliek nie, jy mag nie daai nie. So daar was redelike reguit lyne rondom dit van reg en verkeerd. Maar vandag is dit so moeilik om regtig keuses te maak in die wêreld. Alles het so geblur geraak as dit so kan stel. So dis hoe ek dan kyk na keuses. Die ander een is, die laaste een is, bou dit my op of breek dit my af? Die keuse wat ek kan maak rondom my sielsdimensie, sodat ek 'n lewe in oorvloed kan leef. En dan natuurlik uit my liggaam uit, en ek wil vanoggend vir jou 'n paar praktiese goed gee vanuit ons liggame uit met hoe ons kan leef. En ek het groot geword met die gesegde van 'n gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Het jy dit al gehoor? 'n Gesonde liggaam huisves 'n gesonde gees. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie, soos Kersvader. Dis nie die waarheid nie. Dis hierso is die storie. 'n Gesonde gees, 'n gees nuut gemaak in Christus Jesus, kan ek nou daardeur 'n gesonde liggaam, kan 'n gesonde liggaam huisves. Dis wie ek is in my gees, want ek funksioneer my lewe vanuit my gees uit. Dis wat ek kan leef. Met ander woorde, 'n lewe van oorvloed is dis dan belangrik dat ek ook na my liggaam sal kyk. Ek het groot geword ook met die gedagte van, man, jou gees is die belangrikste en jou sielsdimensie is die belangrikste. Jou liggaam tel nie veel nie. So jy kan maar drink en eet en goed doen soos jy wil. Dit is nie regtig belangrik nie. En vandag het ek tot ander insigte gekom wat dit betref in terme van my liggaam. Want hier is die groot ding wat vir my saak maak in Benny se persoonlike lewe en my en Wellness se huwelik en ons kinders en so meer, is dat uiteindelik wil ek uit my gees mensheid leef. So God het 'n doel en 'n plan met my lewe. I've got purpose in my life.
God het 'n spesifieke rede hoekom ek op aarde is. En nou sê iemand, as jy nie na jou liggaam kyk nie, gaan jy dalk nie oud genoeg word om dit presies te doen en saam met God te stap oor die pad en die doel wat hy vir jou lewe het nie. So in my geval is dit belangrik dat ons sal kyk na die gesondheid van ons liggame. Paulus skryf in 1 Korintiërs 9 en ek haal dit net vir jou aan, in een van die parafrases skryf hy die volgende, hy sê, I run with purpose in every step, I'm not just shadowboxing or playing around. Met ander woorde, daar's purpose in every step. Ek weet hoekom is ek op aarde. So ek kom in die liggaam kyk sodat dit kan gebeur. Net my eie storie, ek lê met COVID, ek het slegte COVID gehad, toe COVID die ronde gedoen het, ek lê vir 3 dae in die hospitaal. En my ouers is redelik vroeg oorlede in my lewe. En nou hoor ek die Here sê vir my, Benny, wil jy oupa word? Ek sê natuurlik wil ek oupa word, want dis iets wat my pa nie beleef het nie. My kinders het grootliks groot geword, net wel na se ma, met ander woorde met een ouma, hulle het nie regtig oupas en oumas beleef. En ek sê vir die Here, verseker is dit 'n begeerte vir my, dat dit in my lewe anders sal wees. En die Here sê vir my, dan moet jy iets doen in jouself. Nou ek wens ek kon vir julle 'n foto opgegooi het van die journey wat ek gestap het. Dis elke keer as ek wil eet wat ek wil eet of nie wil eet nie, dan kyk ek altyd na daai foto. Dis altyd 'n goeie basis vir motivering vir my. In terme van ek het intussen seker so 17 kg verloor en so meer vandat ons op hierdie journey is. Nou vanoggend is nie die gedagte dat ek vir jou presies sê watter dieet, hoe moet jy doen, hoeveel moet jy slaap, sulke tipe goed nie, maar net dat jy 'n riglyn sal hê van ek leef 'n gesonde lewe in my liggaamdimensie, in my vleesdimensie, want hoekom? Ek leef vanuit my gees uit, uiteindelik. So dis wat ek beleef en in terme van dit. So ons het begin by eetgewoontes. Nou 1 of 2 goed net oor eetgewoontes kan ek weer eens nie, ek maak net Instagram oop of Facebook of een van daai of YouTube, dan dis legio goed wat jy kan kry oor reg eet. So ek is nie om vir jou te sê watter dieet nie, daarvoor het jy nodig om na jou eie liggaam te kyk en so meer, maar dit belangrik is om reg te eet, want baie mense is oorgewig omdat hulle selferkende emosionele eters is. Dis wat hulle beleef. Met ander woorde, my ingesteldheid oor kos is belangrik. 80% van ons eetgewoontes, het iemand gesê, is gesetel in hoe ons dink oor kos. Dis wat ons beleef. En 'n algemene reël net vir ons in ons huis nou op die oomblik is ons ry by McDonald's verby. Ons stop nie daar nie. Met ander woorde, al hierdie goedjies kan jy nou gaan noem, nee, nou kan jy al daai goed, hulle moet nou net nie my hoor op hierdie live nie, as jy vir McDonald's werk of iets nie. Maar dis wat ons 'n keuse gemaak het in ons lewe, is om regte kos te eet. En uiteindelik is dit nodig dat jy dalk 'n mediese intervensie moet kry met betrekking tot jou gewig en die redes en so meer dat jy in die regte rigting gestuur kan word rondom dit. En maar vir ons gaan dit oor vars goed eet. Dit gaan vir ons oor regte kos eet en ons het ontdek, dis baie lekker as jy tyd maak in jou huis om self kos te maak. Dis so lekker, dit vir ons 'n kuiertyd geraak. Dis so lekker om daai stoof te staan. En in ons huis het dit net so gebeur dat ek en die seuns maak kos in die huis. Ek sê altyd, mense vra my, waar het jy geleer kos maak? Ek sê nee, hier sit sy. Sy het my geleer kos maak, sy het my geleer van allerlei goedjies, maar dit is so lekker om net vir jouself kos te maak. So net sommer 'n riglyn. Die tweede ene is wat verskriklik belangrik is oefening. Ekskuus dat ek dit moes sê, want hoe gaan dit met jou nuwejaarsvoorneme? Is oefening. So een ou sê hy het by die nuwe jaar, in die nuwe jaar het hy nou besluit, hy gaan nou by oefengroep aansluit. En hy sê maar die oefengroep het nou sekere instruksies. En een van die instruksies was, hulle moet met loshangende klere by die oefengroep aankom. Hy sê as ek loshangende klere gehad het ek nie die oefengroep nodig gehad nie. So net ietsie daarvan. Dit verbeter jou fisiese krag en algemene fiksheid. Dit versterk en verbeter jou immuunstelsel. Dit verbeter jou breingesondheid en helder denke. Dit verlig angs en spanning deur onder andere die regulering van chemikalieë in die brein, dopamienselle, dis jou lekker voel, hormoon wat jy afskei. Nou hulle sê, as daar mans leef langer, met goeie slaap, met goeie eet, met goeie oefening, vir sy vrou. Dink bietjie daaraan. As jou vrou happy is, sy eet oordentlik, sy oefen oordentlik, dan leef jy langer, want hoekom? Sy wil jou nie heeltyd vermoor nie. Dis iets soos daai, nee, dis wat ons beleef.
Hier's 'n ding wat sê oor algemene fiksheid en oefening. Dit sê exercise is the number one longevity drug. Die Here vra vir my, Benny, wil jy oupa word? Ja, ek wil oupa word. Okay, maar nou gaan ons iets doen in onsself. Ons gaan werk hier aan en sinds dan doen ons dit uiteindelik. Die laaste een wat ek wil noem is slaap. Nou slaap is hy sê sleep is not an optional luxury. It is a non-negotiable biological necessity. So net om af te sluit met wat ek vanoggend met jou wil deel, is slaap een van die goed. Nou ek besef, Paulus skryf op 'n stadium, word wakker jy wat slaap. Nou hy praat van in die kerk. Nee, ek spot sommer, dit is nie die waarheid nie. So ek wil nie dit vir jou sê nie, maar net in die kerk in die slaap raak nie, maar kyk na goeie slaap. Daar's 'n paar goed. Jy kan nie verlore slaap inhaal nie. Dit verbeter weer eens, dit gaan oor verbeter kognitiewe funksie, dit herstel reproduktiewe gesondheid en die natuur se beste poging tot die voorkoming van vroeë sterftes. Dis goed dat ek lees hieroor. Dr. Caroline Leaf en so meer is ouens wat se goed ek gelees het, net hieroor. Uiteindelik wil ons sien dat ons lewens van lewe en oorvloed sal leef. Maar al hierdie goed is goed. Jy kan oefen soveel as wat jy wil. Ek was 'n atleet op my tyd, so ek het 100 meters gehardloop en mense het altyd vir my gesê, Benny, die Bybel sê, dis net 'n dwaas wat hardloop en niemand jaag hom nie. So ek was daar, maar miskien moet jy maar daar kom, dat jy net gaan begin oefen, reg eet en uiteindelik genoeg slaap inkry. Hulle sê, Ronald Reagan, vorige president van Amerika, en Margaret Thatcher, vorige minister van Engeland, het nogal gebrek omdat hulle so min slaap inkry. Beide van hulle, dis weer eens iets wat ek lees, beide van hulle het skynbaar gesterf van Alzheimer's. So slaap is verskriklik belangrik vir jou lewe, maar uiteindelik wil ons uit ons geesmens lewe, uiteindelik wil ons uit ons kapasiteit wat die Here vir ons gegee het, dat ons gemaak is na sy beeld en sy gelykenis, uiteindelik wil ons so leef. Bewaak jou hart meer as enigiets wat bewaak moet word. En ek sluit af met hierdie gesegde wat iemand skryf en dan 'n skrif. Hy sê, watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, it become your destiny. Dis wat ons voorleef. Die Here wil hê dat jy lewe in oorvloed sal beleef. Luister wat sê Johannes, dan skryf hy en daarmee sluit ek af. Hy sê, beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. Wil jy saam met my staan? Dan gaan ek vir ons bid. Vanoggend toe ek voorberei weer vir dit wat ons gaan doen vanoggend, het ek so gevoel in my hart dat die Here wil vanoggend by mense kom stil staan, dat jy het dalk nog nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Jy sien, dis die begin, soos ek net gesê het, van alles van jou lewe. Soos jy nog nie 'n keuse gemaak het nie, met ander woorde, jy het nog nie in geloof gereageer, soos wat Paulus skryf, die regverdige sal deur die geloof lewe, dit in jou lewe gedoen het en Jesus Christus verwelkom in jou lewe nie, wil ek vanoggend vir jou daai kans gee, want ons leef vanuit ons geesmens uit. So terwyl ek bid, wil jy net jou hand op jou hart sit, en ek gaan jou nie uitsonder nie, maar ek wil hê jy moet dit so gemaklik as moontlik kan doen vanoggend, en sê, Here, dankie dat ek U kan kies, as my persoonlike saligmaker en verlosser. Kom ons bid. So, Here, dankie dat ons vir mense kan bid vanoggend, en mense wat dalk net 'n herontmoeting, of 'n keuse, commitment van U kan maak. Maar Here, dankie vir mense wat vanoggend hier staan, wat sê, maar ek het nog nooit vir myself daai keuse gemaak om in Christus Jesus te leef nie. So Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid, dat Here, U woord leer ons dat as ons met ons harte glo ons tot geregtigheid, met ons harte glo ons tot ons verhouding met Jesus Christus, en met ons mond bely ons tot redding. Ons eer U wat U vanoggend in mense se lewens doen, deur wedergeboorte, deur 'n nuwe lewe in Christus te kan beleef. Bid dit in Jesus naam. En almal sê, Amen, Amen. Ek hou van wat hierdie lied wat ons gaan sing, en dit bevestig net vir my so,
om alles saam te vat. I know a name, and that name is Jesus Christ. Kom ons sing.